Hier sit ons lekker by die R50 dam. Ons stuur elke dag mense hiernatoe. Nou wil ons self bietjie hier kom sit en vang. Ons wil bietjie hierdie pellets van ons toets wat ons nou al 3 jaar mee besig is. En ons wil kyk of ons 'n paar visies bo 5 kg hier kan uitkry. Gou 'n bietjie alles wat ons elke dag vir ander mense sê om te doen vir julle wys, ons kan dit darm self ook doen. Hier is ons pellets in 'n PVA sakkie. So is lekker om met die papgooi te hengel, jy kan hom op 'n method feeder sit, jy kan spesie, enige ding. En natuurlik moet ons Jacques se PV probeer verbeter. Ons gaan kyk of ons kan. 5.95. 5.95, daar's ons bure nou net aan en net langs. Ja, daar het iemand nou 'n dikvis daar aan die oorkant beet. Lekker. So ja, maar Chris, ek dink verduidelik ons so 'n bietjie. Waarmee sal jy begin hierso? Jong, die goed wat hier vir ons nog altyd lekker werk. Baie ouens vis hierso met banana. Hulle glo baie in banana, baie ouens is weer op musk, pink sweets. Vir my die laaste tyd ook musk en sonskyn van vis is iets wat lekker saamwerk. En ook Maximus Kaap, garlic en almond. Riek het 'n rukkie terug hier kom sit en hy het net met boilies en pop-ups krul gehengel en heelwat vis gevang. En is hy wat nou daar agter rond Peter met die goed om ons te maak omkyk. Maar ons hou ons pause. So ja, baie lekker dam. Dis baie bekend vir die papgooi, maar hier's dikvis. Hier is al 'n paar visse gevang in die boonste dam en hierdie middelste een waar ons nou is, tot so groot as 14 kg. En is alles mirrors. Regtig die moeite werd om hiernatoe te kom. Is lekker veilig, is naby. Uit en uit die moeite werd om hier te kom vis. En die onderste dam het 'n paar basse ook in vir jou. Ja, as die karps nie byt. Probeer 'n bass vang, ons sal 'n bietjie kyk of ons kan kry. En hierdie kant waar ons sit, dis baie vinnig diep hierso. Hier is die eerste visie. Kyk nou net. Kyk hier sê. Dis nou nie 'n monster nie. Maar daar is die eerste een. Meer live as dit sê nie kry nie. Yes, nee, dis live. Well done hoor. Dis bietjie klein. Op wat was dit gewees? Dis op 'n garlic waftertjie. Ja, garlic waftertjie, so daar die garlic almond daai mix kom altyd deur hier. So vir al is die weer soos nou is. Hier's 'n lekker stormpie op pad van daai kant af wat jy nou nie kan sien nie. Maar nee, ek dink ons gaan nog 'n paar mooi visse optel hierso. Ons gaan so 'n deernag sessie doen. Die mikpunt is om 10 karpe bo 5 kg te vang. So is dalk bietjie windgat, maar kom ons kyk, miskien kry ons dit reg. Chris, jy nog ons kan vertel hoe wat se stokke, wat se riek? Is dit nodig vir 12 voet stokke? Is dit nodig vir 10 voet stokke? By die dam weet jy ons hengel veral aan hierdie kant van die dam waar dit redelik vinnig diep is, naby ons hengel ons letterlik 3 tot 5 meter van die kant af. Oorkant ook, veral laat in die middag, die vis kom baie vlak. Die ouens wat like om ver te gooi, weet jou ver gooi hier is maar omtrent 70, 80 meter. So dis maar 10 voet stokke. Ja, so dit is maar die norm. Ja. Hier kan jy lekker pap gooi, jy kan lekker method feeders hierso werk, bitter baie goed. En ek moet sê op die spesie ook, ons vang mooi vis op spesie, pop-ups en boilies. Die vis is regtig in 'n mooi kondisie. Jy kan met 'n lekker klein budget kan jy hier vir jou 'n goeie vis kom vang. Ons het hom nou al redelik onder die knie. So as jy dit daar by die shop het, draai kom maak, ons kan jou presies vertel. Gee jou so 3 of 4 plekke wat jy kan probeer hier om die damme wat ons nou al gereeld gehengel het. En ook wat se aas, wat se afstande, al daai tipe goedjies. Ja, die afstand is ja, volgende ding wat ek jou wil vra is. Want ons het hier opgedaag en Chris het letterlik, ek jok nie vir julle nie, 2,5 meter van die kant af ingegooi. Ons het 'n klein byt gekry al op hom, nog nie 'n vis geland nie, maar dit was my iets heeltemal unieks geweest wat jy 2,5 meter en jy kan letterlik onderarm gooi en ja, dit 3 meter lank en ons gooi 2 meter ver. 2 meter ver, ja. So hoekom so vlak? Wat sê idee? Wat dink jy? Ek dink net dis baie naby aan hierdie oewer, is dit baie diep. En die vis het ek nou maar in die verlede agtergekom, soos wat ons al hier gehengel het en al hoe nader begin kom het, agtergekom dat die beter vis is al hoe nader aan die kant in hierdie dieper water. So dit is nie nodig om in die middel van die dam te gaan staan. Jy hoef nie jou arms af te gooi nie. En soos ons al 1000 keer vir die ouens by Middelburgdam ook gesê, die vis is in die eerste 10 meter water. Ja, dit is die groot. Oral waar jy bass gaan soek is waar jy groot karpe ook gaan kry. Net agter die graslyn. Net agter die graslyn. Hier waar ons nou sit is nie 'n graslyn nie, maar hier's 'n lekker drop-off met ou klip en ek dink dis maar 'n bietjie dieper deel van die dam, so al die kos kom maar natuurlik hiernatoe soos wat die wind waai en dit nader gerol kom. Selfs met die bissies oralster om die dam, as jy naby die bissies hengel, as jy naby die vis waar die natuurlike kos is. Okay, nee, great. Ja, nog iets, wat dink jy van 'n starter kit van 'n
vir spesie as ons nou so 'n bietjie aan die spesie gaming kan gaan. Ja, ons kom join nou by die winkel. Waarna sal jy kyk vir 'n starter kit of so kan ek noem, stok, katrol? Yes, ek sal gaan 10 voeters. 10 voet stokke. Ons het so 3 of 4 verskillende opsies wat baie goed geprys is. Jy kyk na 'n stok en katrol met lyn en dan as jy reg vir groot water ook, gaan jou onder R2000 kos. Ja, vir 'n goeie setup, ja, 'n goeie begin. En dan die eindgery, jy kan met banksticks hengel, jy kan met pods hengel. Weet maar eindgery as jy nou kyk na daai laaste meter waaroor alles gaan, jou ledcore, jou weights en die rigs en al daai goed. Al daai goed maak ons vir jou op presies vir die water wat jy gaan hengel, want dis waar die groot geheim lê, jy moet die regte goed op die regte plek gebruik. En dan die ander ding is die voer. Jy kan die beste dam hê op die aarde. As jy nie weet waar om die goed te sit nie en jy het nie goeie voer nie, maak dit nie saak wat jy op die hoek het nie, dit gaan nie werk nie. So jy moet op die regte plek begin en dis die fout wat baie ouens maak. Sodra jy 'n vis post op YouTube of op TikTok of op Facebook, die eerste ding wat die ouens vra is waarop het jy hom gevang? En dis die ding wat die minste belangrik is. Die hoekaas is 5% van die game. Die regte plek en goeie voer is 95% van jou sukses. En hierso is dis duidelik sigbaar. Al die beter vis kom naby struktuur uit. Ouens wat net gooi in die oop water, daar's niks daar nie. Dis soos woestyn. So ek weet, begin kyk waar sien jy die dikker visse draai en gaan soek hulle daar. Jy gaan beslis beter vis kry. Maar ja, ou wat begin nou 10 voet setup, jy kan enigiets doen. Jy kan later skaf vir jou 'n aasbootjie aan, kry later vir jou 'n klein inflatable. Jy kan alles bykom as jy daai goed het. Dis regtig nie nodig om soos jy onbekostigbaar om spesie te gaan begin. Dit was op 'n stadium baie duur, maar daar's al hoe meer brands wat begin kuiter vir die ouens wat wil groter vis vang. En daar's al hoe meer ouens wat nie meer 50 klein visse die dag wil vang nie. Wat eerder by die dam gaan sit en wil daarom 1 of 2 dik visse vang en dis dit. As ek nog 'n vraag vir jou vra, ek weet absoluut niks van spesie hengel af. So ek vra baie vrae. Die PVA bags wat gebeur met hom? Los hy op? Hierdie sakkie vat in die somer omtrent 20 sekondes om op te los in die water en dan is jou voer by jou hoekaas. So jy het letterlik 'n handjie vol voer wat so lê met jou hoekaas in die middel en dit maak dat die vis daar kom en hy vat al daai goed one shot. In die winter vat hy so bietjie langer. Hy kan tot so 40 sekondes vat om op te los. Ook as jy bietjie sout en olies en goed bysit, dit gee 'n laagie oor die PVA wat maak dat hy so bietjie langer vat om op te los. Maar weet damme soos hierdie waar daar baie vis is, gewoonlik is jy's baie lucky en kry partymal sommer binne die eerste minuut of 2 al 'n goeie byt. Ja. So jy het nie nodig vir groot voerplek en voerkolle en sulke goed nie. Jy kan redelik vinnig in die vis inkom. PVA is 'n maklike manier om net daai bietjie voer, so 'n mousetrap. Jy wil net daai een vis op 'n slag teiken. Jy wil nie helskelot voer in die dam sit en al die klein visies kom so intoe nie. Jy hengel meer 'n spesifieke area en jy gee net vir hom so 'n hap lekker rampsteak en 'n hoekasie tussenin. En dan gaan hy. Daar gaan hy. Okay, nee, great. Ons hooplik kan ons vir julle 'n paar visies wys. So deur die aand of deur die laatmiddag, môreoggend vroeg. Ek wil nie sê hooplik breek ons my PB nie, want dan dan gaan ek nat kry, maar en hy het nie ekstra klere gebring nie. Nie ekstra klere nie. Wel, ek het daarom ekstra klere, maar ons sal maar kyk. My natgooi gaan lekker wees. Okay, nee, great. Dankie julle. Ons gaan 'n paar van hierdie video's doen. Ja, vra asseblief, sit in die comments, vra of iets. Hier's klomp mense wat klaar wil vra jy op Chris se foon lyk my. So, nee, laat weet as daar iets is waarmee ons kan help en ja, kom kuier vir ons daar by die shop by Lucky Fish in Middelburg. Bakgat. Geniet hom. Sien julle daar.